Markus 14 vers 26 tot 38. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg toe. Dis nou Jesus en sy disippels. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal van my afvallig word. Daar staan immers geskrywe, ek sal die herder doodmaak en die skape sal uitmekaar gejaag word. Maar nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek julle vooruitgaan na Galilea toe. Petrus het vir hom gesê, al sal hulle ook almal van u afvallig word, ek sal nie. Jesus sê toe vir hom, dit verseker ek jou, jy sal vandag nog in hierdie nag, voordat die hane tweede keer kraai, my 3 keer verloon. Maar Petrus het nadruklik gesê, al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nie verloon nie. En al die ander het dieselfde gesê. Toe kom hulle by 'n plek met die naam Getsemane en Jesus sê vir sy disippels, sit hier terwyl ek gaan bid. Daarna neem hy vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom. Hy het ontsteld en beangs geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud, bly hier en waak. Hy het toe eentjie daarvandaan op die grond gaan kniel en gebid, dat as dit moontlik is, die uur van lyding nie vir hom sou aanbreek nie. Hy het gesê, Abba, Vader, alles is vir u moontlik, neem hierdie lydensbeker van my af weg. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos u wil. Hy kom toe terug en kry die 3 aan die slaap en vra vir Petrus, Simon, slaap jy? Kon jy nie eers 1 uur lank wakker bly nie? Julle moet waak en bid sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Was jy al ooit teleurgesteld in jouself? Het jy al ooit gevoel, jy is nie goed genoeg nie, om die Engels te gebruik, you just don't cut it. Dalk het jy al sulke goeie voornemens gehad. Jy wou so graag iets doen, iets vir die Here doen. Jy wou nie weer sonde doen nie. Jy wou daardie sonde vir 'n 6 slaan. Maar toe die versoeking kom, het jy maar weer toegegee. Jy wou al soveel keer vir die Here getuig, maar elke keer as jy die geleentheid kry, is jy te skaam. Dan begewe jou moed jou. As jy al so gevoel het, as jy dalk op hierdie oomblik so voel. Die disippels was ook in so 'n situasie en elke gelowige, een of ander tyd in sy lewe dink ek, kom in so 'n situasie. Net voor Jesus se gevangeneming, wanneer hy en sy disippels in die tuin van Getsemane aankom, dan sê hy vir sy disippels, julle gaan my almal in die steek laat, julle almal gaan van my afvallig word. En Petrus sê, nooit Here, nooit sal ek dit doen nie, al sal almal u verlaat, ek sal u beslis nie in die steek laat nie. En Jesus sê vir hom, vannag voordat die hane tweede keer kraai, gaan jy my 3 maal verloon. En dan vat Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom, en hy bid en hy worstel met Abba Vader, en hy vra, neem asseblief hierdie lydensbeker van my af weg, maar moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat u wil. En dan kom hy terug, en hy kry die 3 wat hy gevra het om saam met hom te waak, vas aan die slaap. En hy sê vir Petrus, Petrus, kon jy nie eers 1 uur lank saam met my wakker bly nie? Petrus wat gesê het, ek sal u nooit in die steek laat nie, het dit so pas gedoen. En 'n rukkie later, daardie selfde nag, sou Petrus vir Jesus 3 maal agter mekaar verloon. 3 maal sê, maar ek ken die Here nie. Maar weet jy wat? Nogtans het Jesus hom vergewe, nogtans het God hom nog 'n kans gegee, en het Jesus ook vir hom na sy opstanding gesê, Petrus, jou naam is rots, en op hierdie rots, op jou gaan ek my kerk bou, want ek wil jou gebruik in my koninkryk. En God kom sê dit vandag ook vir jou, maak nie saak hoeveel keer jy dalk al in die verlede God in die steek gelaat het nie, hoeveel keer jy al gefaal het nie, God wil en God kan jou gebruik. Wees net tot sy beskikking. Baie dankie, Here, dat u weet dat ons mense is. Dat ons mense is wat foute maak, wat goeie voornemens het, maar wat telke male misluk. Maar nogtans het u geduld met ons, nogtans gee u vir ons 'n tweede kans. Hier is ek. Ek kom nou met my lewe na u toe, en ek vra vir u, kom gee vir my 'n tweede kans. Nog 'n kans, nog 'n geleentheid, om vir u te leef, vir u te werk, voluit u te dien. Dankie daarvoor. Amen.